Goeiemôre, Skalk van der Merwe. Die datum van hierdie video is die 16de Oktober 2021. Verskoon ek dat dit weer eens een van hierdie bakkie / video kar video's is wat ek vir julle skiet, maar ek is net op die stadium in transit. Ja, gister het daar met groot rede baie groot paniek en pandemonium losgebars onder ouers, toe dit baie duidelik geraak het. Die regering gaan inderdaad voortgaan met inenting van kinders tussen ouderdomme 12 en 17. Goed, ek verwys na 'n vorige video wat ek so 'n paar dae terug wel gepubliseer het, waar ek uitdruklik die regte van ouers en hulle kinders en hierdie regte vis-à-vis hulle skole uitgestip het. Op daardie stadium het ek dit spesifiek vir alle kinders. Dit was van toepassing op alle ouderdomme. Intussen tyd was daar inderdaad baie bespreking rondom die hele kwessie van na 12 jaar oud. Met ander woorde, as 'n kind 12 jaar oud is, terme van die kinderwet, is daar sekere uitsluitings in terme waarvan hulle wel, een van die interessante uitsluitings is wel, vaksines kan kry sonder die toestemming van die ouer. Met ander woorde, die kind self moet maar net gesien word as oud genoeg en die verstandelike vermoë is so ver ontwikkel dat hy wel 'n informed en consent kan gee daartoe. Dis vir my baie hoogs betwyfelingswaardig of dit enigstens in ons gemeenereg sal kan bly staan, so iets in die hof gaan draai. Dit was nog nooit grondwetlik getoets nie, so ons sit met 'n baie interessante dinamiek rondom hierdie ding, maar soos die wet op hierdie stadium staan, is daar wel 'n skuiwergat, en daai skuiwergat is wel dat kinders van 12 jaar oud kan toestemming gee om ingeënt te word. Dan moet daar net weer terugverwys word na die skolewet. In terme van die skolewet self mag daar nie sonder toestemming van kinders, of van ouers, enige mediese ingryp of mediese behandeling in skole gedoen word nie. So dit gooi nou weer die appelkar om vir die ouens wat beplan het om dit in skole te doen. Ouers sal nog steeds 'n consent vorm of 'n toestemmingsbrief moet onderteken voor enige mediese ingryp. En 'n vaksine is tog 'n mediese ingryp toegedien word. Dit is baie duidelik dat die skolewet hier vir ons so 'n klein bietjie leeway gaan gee en 'n klein bietjie beskerming gaan gee. Ons sien egter dat die hele veldtog rondom werknemers 'n bietjie terugstaan en 'n bietjie afgeneem het. Dis baie duidelik dat die groot manne, en ek gaan net nou op tweede dit 'n bietjie bespreek, hulle bedenkinge het of hulle enigstens moet voortgaan met hierdie gedwonge vaksinasie. Ons het vir hulle hel en parafin oor hulle kom gooi, en ek dink nie hulle het regtig met die manne moet om voort te gaan daarmee nie. Maar nou sit ons met die kinders, nou sit ons met die sagte teiken, en wat maak ons met die kinders? Hoe gaan dit in die toekoms uitspeel? Ek vermoed dat hulle dit wel gaan uitrol. Ek vermoed dat hulle dit gaan uitrol nie deur skole nie. Hulle gaan dit eerder op ander vlakke, sportgebied byvoorbeeld, dit onmoontlik maak vir kinders om aan sport deel te neem as hulle nie gevaksineer is nie, kultuur, al hierdie buitemuurse aktiwiteite, privaat skole. Ek vermoed veral privaat skole gaan hierdie ding baie hard druk. Ons weet Kuro was byvoorbeeld een van die wat heel eers uitgekom het met die storie van mandatory vaccination van hulle werknemers. So dit is ek dink dit is die rigting waarna ons eers moet kyk. Ek gaan in volgende week met my prokureursspanne hierdie kant praat. Ek en Riona Kalitz, ons is reeds besig met 'n redelike groot saak in die Kaap. Wel, daar's 2 redelike groot sake in die Kaap teen groot firmas wat in volgende week en die week daarna aanvang gaan neem. So ek sal die hele kwessie met haar bespreek. Sy is inderdaad ook expert rondom familiereg en kinderregte. So dit gaan dit inderdaad maklik maak om dit met haar op te neem. Jaro Vogel, hulle se span, ek weet Jaro, hulle deel ook met hierdie aspekte. Hy is in elk geval 'n litigasieprokureur. So ons kan sy firma aanwend om, miskien as dit nodig is, dringende aansoeke en dies meer daar te stel. Terug in die Vrystaat. Ek gaan weer my ou vriend Casper Kreer, wat al 'n paar sake vir my gewen het, 'n paar sake vir my deurgetrek het. Die bad guys maar gewoonlik 'n bietjie teruggestamp het in hulle hokkies en hulle gaatjies in. Casper het maar altyd net 'n interessante manier van dinge uitdink en dinge op 'n ander manier sien. So ek gaan volgende week, as ek terug is in die Vrystaat, gaan ek 'n bietjie met hom gaan gesels daaroor.
Hierdie gaan 'n baie harde stryd raak. Hierdie gaan die stryd raak rondom vaksinasie, want hulle gaan probeer om soveel kinders as moontlik te vaksineer om by die teiken van 70% plus vaksinasie in Suid-Afrika te kom. Ons weet dit lê voor. Ek het nie verwag dat hulle dit so vinnig sou implementeer nie, maar ek dink die groot probleem wat hulle op hierdie stadium het, hulle besef dat ons hulle geblok het in die werksplekke. Hulle besef dat ons met 'n verskeidenheid CSMA sake sit op hierdie stadium, net in Oktober sake van my eie mense, van my eie kliënte wat besig is om op te kom, is die sake teen Barok. Barok is 'n mediese instelling. As 'n paar van daai sake, die een is in Pretoria, daar's een in Port Elizabeth, daar's een as ek reg onthou in die Kaap, dan is daar 'n mediese groep, 'n ander mediese groep wat in Natal ingespreek is. Discovery self, daar's een of twee sake rondom Discovery wat nou gaan opkom. Dit is nie CSMA sake nie, dis SA Human Rights Commission sake. Ons het die stryd grootliks gewen by die supergroep. Ja, die supergroep konglomerasie van maatskappye, hulle gaan nie op hierdie stadium voort met hulle gedwonge vaksinasie nie. Dis lyk my ook nou uitgestel na Februarie toe. Sanlam het heeltemal stil geraak, daar gaan niks meer by Sanlam aan nie, so ek dink ons kan pretty much aanvaar. By Sanlam sal dit nou maar net baie subtiel onderlands gedoen word. Ons het vir hulle gestamp dat hulle ore bloei. Wie was nog? PSG. Wel, ons sal vanaand 'n bietjie oor Piet Mouton se nuutste idiotiese uitlatings 'n video maak, want het lyk vir my die mannetjie het heeltemal dol geraak. So by hulle lyk vir my gaan die dole vaart na vaksinasie nog voort. Discovery op hierdie stadium ook redelik stil, hoewel hulle baie druk op hulle kontrakteurs plaas. Hier se doodstil geraak, maar ek dink Margaret het besef ons gaan haar winkels begin toemaak as sy voortgaan met al haar plannetjies en stoutighede. So ek dink die regering, ek dink die powers that be besef dat die nommer 1, hulle kan nie wetgewing instel nie. Dit is presies wat ek van die begin af gesê het. Die grondwetlike raamwerk is net eenvoudig te sterk en te oordonderend. En hulle sal ander maniere moet kry om die wet te omseil. En dit is presies wat op hierdie stadium aan die gebeur is. Hulle omseil ons reg, hulle omseil ons wet, hulle omseil ons gemeenereg en hulle omseil die bepalings van die grondwet deur hierdie nou op 'n klomp ander maniere, op 'n sagte manier deur te voer. So dit is baie interessant hoe die strategie by ons verskillend is, byvoorbeeld as van byvoorbeeld in die VSA en in Australië en die plekke waar dit deur formele wetgewing uitgevoer is en deurgevoer is. By ons is dit duidelik nie meer die geval nie. Goed, ek het 'n lang video gemaak, dit was nou 'n bietjie meer 'n besprekingsvideo, minder klinies regsgedrewe of regsgegrond, net 'n vinnige bespreking hieroor. Die hele ding oor kindervaksinasie lê nou voor. Ons sal baie mooi moet besin hoe ons hierdie dinge gaan aanpak en hoe ons hom gaan stop. Maar ja, dit word terdee op hierdie stadium ter harte geneem en soos ek gesê het, reeds in volgende week sal ons werk maak daarvan. Mag jy 'n geseënde dag hê. Ek kry hier so deur Pretoria, gedeeltes van Pretoria, pragtig. Die jacarandas is in volle blom, dit lê pers, die straat vol, is pragtig. Ons woon nog steeds in een van die mooiste lande, nie die mooiste lande nie op aarde. Dit is God gegee, dit is vir ons gegee om hierdie land te bou en in Nederland te woon. Dis onsin en dit sal altyd so wees. En maak nie saak hoe hard daar gedruk word om ons hier uit te kry nie. En nou praat ek nie van ras nie, ek praat van goeie mense. Hoe hard dat dit ook al gedruk gaan word om ons uit hierdie land te kry en ons net eenvoudig te eradikeer. It's not gonna happen. It's not gonna happen. Few good men is al wat ons nodig het. Few good men and a few good women on the ramparts. En ouens, julle het opgedaag en julle het opgedaag in groot getalle. So bravo vir julle. Baie dankie. Die ondersteuning wat ons van grondvlak af kry is tremendous. Net my eie sosiale media, en ek het maar baie klein platform in vergelyking met ouens in die buiteland. Net my eie media is so aktief dat daar op 'n gegewe dag letterlik duisende reaksies en iets en 'n besprekings plaasvind. Dit wys vir my dat die gewone ou in die straat is met ons, hulle is agter ons en hulle gaan vir ons bystaan. So baie dankie. Sonder julle kan ons dit in elk geval nooit gedoen het nie. Lekker dag en ekskuus tog, ons sal so 'n bietjie later